Op die dag en dat ons gebore word, het ons al reeds 'n afspraak met die ewigheid. 'n Afspraak wat vir ons gereël is, en ons weet nie wanneer ons dit sal nakom nie, maar ons sal dit wel nakom. Ons lees in Hebreërs 9 vers 27, dit is die mens bestem om eenmaal te sterwe, en daarna die oordeel. Ons almal sal voor die regterstoel van Jesus Christus gaan staan. En wanneer ons daar staan, dan sal ons alleen wees. Niemand kan ons help nie. Geen vriende, geen prediker, pastoor, dominee of wie ook al hy mag wees. Geen van die mense wat vir ons leringe gegee het nie. Geen boekies, geen Bybels nie. Geen video's, leringe, kerke, affiliasies, geld, al hierdie dinge waarvoor ons so hard gewerk het op die aarde, sal op daardie dag nie meer saak maak nie. En daar is baie mense wat glo dat as ons in die Here Jesus glo, dan gaan ons nie in die oordeel kom nie. Dis nie waar nie. Ons gaan almal, elke mens, gaan voor die regterstoel van Christus verskyn, nie op grond van sy geloof nie, maar op grond van sy dade, vir dit wat ons in die vlees gedoen het. Ek lees in Openbaring 20 vers 11, sê hy, en ek het 'n groot wit troon gesien en hom wat daarop sit, voor wie se aangesig die aarde en die hemel weggevlug het, en daar is geen plek vir hulle gevind nie. En ek het die dode klein en groot voor God sien staan, en die boeke is geopen, en 'n ander boek, die boek van die lewe, is geopen. En die dode is geoordeel volgens wat in die boeke geskrywe is, volgens hulle werke. En die see het die dode gegee wat daarin was, en die dood en die doderyk het die dode gegee wat daarin was, en hulle is geoordeel, elkeen volgens hulle werke. Ons elkeen gaan geoordeel word volgens ons werke, nie volgens ons geloof nie, volgens dit wat ons gedoen het in die vlees. Ons lees in Johannes 3 vers 19, sê Jesus, en dit is die oordeel, dat die lig in die wêreld gekom het, en die mense het die duisternis liewer gehad as die lig, want hulle werke was boos. As 'n mens se werke boos is, dan gaan ons verantwoording doen vir daardie werke. Ons lees in Johannes 5 vers 27, sê Jesus, hy sê, want soos die Vader lewe in homself het, so het hy ook aan die Seun ook gegee om lewe in homself te hê, en hy het hom mag gegee om ook te oordeel, omdat hy die Seun van die mens is. Moenie julle hieroor verwonder nie, want daar kom 'n uur, wanneer almal wat in die grafte is, sy stem sal hoor en sal uitgaan, die wat goed gedoen het, tot die opstanding van die lewe, en die wat kwaad gedoen het, tot die opstanding van die veroordeling. Niemand sal daarby verbykom nie. Ons sal elkeen voor die regterstoel van Christus gaan staan. Ek lees ook in 2 Korintiërs 5 vers 10, sê Paulus, hy sê, want ons almal moet voor die regterstoel van Christus verskyn, sodat elkeen kan ontvang wat hy deur die liggaam verrig het, volgens wat hy gedoen het, of dit goed is of kwaad. Al ons werke is opgeskryf, ons sal daar nie by verbykom nie. Ons lees in Openbaring 3 vers 1, hy sê, ek ken jou werke, dat jy die naam het, dat jy leef en jy is dood. Hy sê, ek ken jou werke. Die werke dui aan wat die gesteldheid is, of ons lewend of dood is. Hy sê, dat jy die naam het, dat jy leef en jy is dood, wees wakker en versterk wat oorbly, wat op die punt staan om te sterwe, want ek het jou werke nie volkome voor God gevind nie. Onthou dan hoe jy dit ontvang en gehoor het, en bewaar dit, en bekeer jou, en as jy nie wakker word nie, sal ek op jou afkom soos 'n dief, en jy sal nie weet in watter uur ek op jou afkom nie. Ons moet waak en bid en altyd gereed wees. Ons kan nie onsself red nie.
Ons kan na Jesus toe gaan, hy is die enigste een wat ons kan reinig, ons kan heilig en ons kan verlos. Hy is die enigste ene wie ons sondes kan vergewe. En ons het nou die geleentheid, om daardie saak met hom reg te maak, om ons te bekeer van ons verkeerde werke, en om toe te gaan vir vergifnis en vir verlossing, sodat ons gereed kan wees vir daardie oordeelsdag. Watter bagasie maak ons by mekaar vir daardie dag van oordeel? Want al wat ons met ons sal saamneem op daardie dag is ons werke. Wat het ek gedoen? Volgens daardie werke sal ek geoordeel word. Ek moet seker maak dat daardie werke in die aangesig van die Here aanvaarbaar en goed is. Nie net moet ek die sonde laat staan nie, maar ek moet omdraai en die Here Jesus volg. Ek moet in 'n verhouding met hom staan. Hy gaan vir baie mense sê in daardie dag, gaan weg van my. Ek het julle nooit geken nie. Die rede? Omdat hulle nie die tyd geneem het om met hom te wees nie. Hulle was te besig met ander goed. Jesus het gesê, sonder my kan julle niks doen nie. Hy sê, ek is die ware wynstok en julle is die lote. Hy sê, wie in my nie bly nie, kan nie vrug dra nie. Ons moet in die Here Jesus ingeënt bly, sodat ons kan vrug dra, sodat daar goeie werke kan voortkom. Nie alleen moet ons die slegte werke aflê nie, maar ons moet sorg dat daar goeie werke is, sodat ons loon kan ontvang. Ons verkeerde dade bring op ons die oordeele van die Here af, soos wat die oordeele van God oor hierdie hele aarde is, en oor baie mense is, en ons verwag die finale oordeele van die Here enige oomblik, en die wederkoms van ons Here Jesus Christus. Maar as ons nie gereed is nie, dan gaan ons in die oordeel kom, en ons sal in die ewige verdoemenis ingaan. Nou is die tyd om ons te bekeer. Die Here kyk na die werke, hy kyk nie na ons geloof nie. Wat doen ek met my geloof? Baie mense sê ons is uit geloof gered deur genade, dit nie uit onsself nie. Ja, dis waar, maar as ek glo, dan sal ek Jesus gehoorsaam. Hy het gesê ook, hy sê, waarom noem julle my Here, Here, en julle doen nie wat ek sê nie? Ons moet die Here Jesus gehoorsaam wees, die sonde laat staan en hom volg. Ons sien in Jona 3 vers 10, en God het hulle werke gesien, dat hulle bekeer het van hulle verkeerde weg. Toe het God berou gehad oor die onheil wat hy gesê het, dat hy hulle sou aandoen, en hy het dit nie gedoen nie. Tensy ons bekeer, sal die oordeel van God oor ons kom. Nie alleen in hierdie lewe nie, maar wanneer ons in die oordeel voor die Here staan, as ons werke nie aanvaarbaar is voor hom nie, dan sal ons werke ons veroordeel. Ons moet seker maak dat ons werke van bekering dra, dat ons vrug van bekering dra, en dat ons dit doen wat ons Here Jesus welbehaaglik is, voordat dit vir ewig en altyd te laat is. Nou is die wel aangename tyd. Nou is die tyd om ons te bekeer. Môre mag vir ewig te laat wees. Hoe lyk die bagasie? Is die bagasie reg vir die oordeelsdag? Miskien kry ons nie weer 'n kans om dit reg te maak nie. Kom dat ons nou daarom na omsien en seker maak dat ons gereed is om voor die troon van die Here te staan. Ons gaan nou op ons knieë en sê, ag Here Jesus, Vader van genade, wees my genadig, vergewe my asseblief, en laat ek by U bly, en my lewe so inrig elke dag, dat ek altyd deur voor U aanvaarbaar sal wees, en dat ek nie beskaamd sal staan in die dag van die oordeel nie. Die Here seën.